Nou dat moet ek opstaan. Dis ek 'n waterval ag in Bidrivier. Daar vrou haar een oog kyk, sy maak ooit toe die ander kyk, Damascus toe. En ek sê vir haar glo in Jesus, sy sê yes, sy sê dit kan nie pray vir jou. Want ek is ons besig om baie goed en ek bid vir haar. En terwyl ek vir haar bid, kom maar daar terwyl sy met die til werk, en ek bid vir haar en ek sit my duim op haar oor. En toe sê ek klaar vir my kyk, sy kyk reguit. Sy sê, do you believe Jesus Christ healed you? Oh, maybe, I don't know the things of Jesus, but I love him, but I don't know if he can heal me. Zoop. I said, why did you jump? She said, because I don't know these things. Go and repent, and then maybe Jesus will heal you again. When I come past, I will come and see you again. So that means, dis nie jy wat eintlik, jy wat die living doen is, Jesus wat leer jou werk, en daai persoon is die een wat dit glo, dis wat hy gaan gee word. Maar jy moet in 'n lewe waarin jy God verwag om saam met jou te lewe, en waar God lewe, is daar getuienisse. Jy moet nie alleen sukkel, ja? Alles is al ek is nie wow, dan ek sê dit nie. Ja? Ek het 12 jaar by besigheid en dan het ek gaan met die bodies en alles. Toe daai week in Julie. En toe sê ek vas as jy dit wil hê, ek vas, jy asseblief, werksgewys wys vir my. Die 7de dag, die 10 dae vas. Daai 7de dag. Dubbel my in, ek loop my werk. Dat nog vas. Ek het my werk verloor, ek het nie werk nie. As nie 'n ander deur wat oop is vir my, en nie deur word toegemaak. En ek het nou maandag wat verby is in my eerste week waarmee ek besig is, ek het nuwe besigheid begin, en ek werk met mense wat ek die Here regtig kan wys en kan leer, en sy die boodskap van my dra. So dit is net awesome hoe hy my weggevat het van wêreldse besighede en mense en moeilikheid, wat ek nie altyd tyd gehad het nie, want dit was net wêrelds. Aan my wegvat en my in die awesome tyd wat. Dis rof, maar ek sien uit my elke oor, maar hy is net awesome. Ek sal weer pas. Maar ek weet hulle saai die goed uit, maar ek moet iets vir jou sê. In Suid-Afrika is daar nou 'n ou van 'n ander land af, maar wat so skerp profeties is, dat al die groot ouens, mense vlieg van die wêreld af om te sien. Ek wil dit vir jou sê, dat jou hart kan verstaan wat het jy wanneer jy God het. Want baie ons besef nie, weet ons is so deur godsdiens gebak, dat jy lyk godsdienstig, jy ryk godsdienstig, jy praat godsdienstig, maar jy gaan nêrens heen nie. Amen. Jy sukkel soos die gewone op straat. Ek gee jou raai, daai ou vergaderings met sakemanne eenmal 'n week, waar daar tussen 17.000 sakemanne is, van die hoofde van korporasies van Suid-Afrika. Ek gee jou raai, wat is die grootste inkomste wat hy al een keer in 'n diens gehad het, so 'n week? Net 'n raai, wil 'n raai. 10 miljoen? Net so. Jy moet begin glo. Dollar. Nee, rand. Nee, ek sê, dit is 10 miljoen dollar. Nee, dis nog nie klein. Een diens. 250 miljoen? Klein. 400 miljoen. En nou serieus, wauw. God hoor. Sê jy? In jou wese, wie is die God wat hemel en aarde gemaak? Is dit jou God? Is dit die een aan wie jy jou lewe toevertrou? Dan moet jy glo wat hy vir jou sê. Wie die week toe dit hoor te sit ek daar, weet mens moet eintlik nie daar praat nie, maar iewers moet iets in jou brein gebeur dat jou hart sal glo en wat jy jouself sal toelaat om voorspoedig te wees in realms en dimensies waarin gewone mense nie gewoon is nie. Want gewone mense het nie 'n God nie. Ons het 'n God. Sy naam is Jesus. Nou of hy superieur in alles wat hy doen, of hy is nie. En as hy superieur is, mag hy dit vir jou doen. Dis die vraag. Wie gaan vir ons bid vanmôre? Hulle raak al hoe stiller. Wat sê jy? Staan, dankie. Vader, dankie dat jy mekaar kan wees. Ja. In Jesus
Ons het hier om die keer in naam groot te maak, dis waarvoor ons geskape is. Wanneer ons kom was het hier die bloed. Ons het in Jesus is. Die bloed vloei in en weer en oor en van ons heilige diere die ons harte en zuilige diere die ons bloed. Want die Heilige Gees dat in ons inkom en ons die Heilige Gees as in ons blaas, dat ons net voller en voller word van die volheid van God. Soos aanbring ons sal word van die Here in Jesus. Dankie dat ons geseën is, dat ons die woord kan eet vandag, dat ons herinner, want dat ons ware spijs en dank is. In Jesus naam. Amen. Ek wil eers met basics begin en dan verder gaan net. Wie veel is sit nog met baie vrae? Ek kom te sien ou van 'n groot maatskappy wat sê as hy eendag Jesus sien, wil hy hom baie vrae vra. Wie veel is sit nog in julle harte met baie vrae? Sit julle? Ek gaan vir 'n stuk lees in 1 Petrus. Hy moet in die Amplified 1 Petrus 3 vers 21. As jy dit lees, kan jy begin verstaan. Hy sê so, and baptism, which is a figure of their deliverance. Hy sê, does now also save you from inward questionings and fears, not by the removal of outward body filth, bathing, but by providing you with the answer of a good and clear conscience, inward cleanness and peace before God, because you are demonstrating what you believe to be yours through the resurrection of Jesus Christ. So as jy jouself begrawe in die liggaam van Jesus Christus. Nou ek weet godsdienst het klein doop en groot doop. Ons is nie op die aarde om te speel. Ons is nie hier om teologie te dryf. As jy vies raak haar, gaan maar dood en kom terug en kyk of ek die waarheid praat. Jy is hier om God te verheerlik en om God te volg. Nou uit die hemel uit het God aarde toe gekom, 'n mens geword, hier kom bly, om jou te wys hoe om te lewe, om jou te leer hoe om te praat, om jou te leer hoe om te dink. Ons beste effek daarop kan nie wees, gooi 'n tikkie, sing 'n liedjie en gaan huis toe. Dit is absoluut pafol, is absoluut nonsens. Ons is hier om te transformeer. Weet jy, 'n ou het my gisteraand gebel, hy's nou 'n groot ou dood in Suid-Afrika. Hy gaan opvlieg en vra hoe hande kom oplê en hom uit die dood uit op. Bel hy my, sê ek sê eerste wat vir jou sê, gaan. Want in 'n mens se hart, as jy God aanbid, moet die mense God leer ken. Die mense moet God sien, die mense moet oor God praat. En hulle gaan oor God praat as jy goed doen wat hulle tens maak. Jesus het ou tens gemaak. Hulle hou 'n Sabbat. En dan maak hy die manne, krippele manne reguit, die blinde ouens sien. Ek meen hy krappel die hele meeting op. En die Fariseërs kon dit vir honderde jare nie doen nie. Hier kom Jesus sommer van die bos af met sy disippels en so gaan die manne daar uit. En hulle ergste ding is vervolg hom nou. Ja. So jy moet 'n lewe waarin jy vry is van druk van finansies, druk van siekte, druk van depressie, druk van bekommernis. Ons lewe saam met God wat alles vir jou kan uitsorteer. Nou as jy nog vra, laat jouself doop. Ek weet ouens wil nie oor doop praat nie, maar gaan daar praat. Want hoekom wil jy sukkel? Hoekom wil jy op 'n sterfbed lê? En as 'n lou Christen sukkel om hemel toe te gaan. Waar jy 'n homecoming event Jesus vir jou kan sê, wat ek jou gevra het op aarde om te doen, het jy gedoen. Mooi so, goeie en getroue dienste. Nou is dit vir God toegelaat in die Bybel om arm te wees. God sê jy wat hom ken, moet uitreik na die armes toe. Wat sê Lukas? Lukas 4. Aan wie moet die evangelie van Jesus Christus eers verkondig word? Aan die armes. Nou as jy arm is, moet jy nie dalk iewers gaan sit en hoor wat is die evangelie van Jesus Christus nie. Want hy sê in Romeine 1:16, dis die krag van God. So as jy depressief voel, nee, en voel is maar net voel, gaan vertel iemand van Jesus, jou gees is sonderlik op. Dis net soos 'n krag wat deur jou gaan. As ek by die huis sit en dit doen, dan raak ek nie lekker nie. Ek moet iemand van Jesus gaan vertel. Hoekom? Ek verslaaf daar aan 'n diepte.
Ander is addicted aan papegaaislaai, ander is addicted aan chocolates, ander is addicted aan kwaad word. Ek het 'n ou gehad, hy word so kwaad, hy gooi ouens met foon in sy kantoor, dan gaan koop hy biltong om vir hulle jammer te sê, net hy wou daai surge gehad het, soos 'n surge op krag. In jou hart word Jesus jou surge. As die Here by jou kom en sy glorie is amper onhanteerbaar. Jy huil, jy weet nie of jy moet lag as jy bly is en of jy moet huil as jy bly is. Daar's 'n teenwoordigheid van God by jou. Nou, as jy vanmôre sit en jy's nog nie gered nie, want baie is jy is gered, maar jy vloek nog. Jy's nog nie gered van vloek nie. Jy's gered, maar jy kan God nog nie glo vir finansies nie. Jy's gered, maar jy kan God nog nie glo vir gesondheid nie. Jy kan nog nie bly wees nie, want blydskap is ook 'n besluit wat jy neem. Want baie ons kom uit 'n milieu uit waar jou pa praat nie, ken sulke mense. Dan ry see toe en sê nie een woord nie kar. Ek weet nie wat doen hulle nie. Hulle kop is besig. Hulle maak nie een klank van nie af see toe. En as 'n ou twee woorde sê, is die ander kwaad want hulle word onderbreek op hulle denke. Weet jy wat doen hulle? Begin lag ou. Hoekom? Want Jesus het in jou huis ingekom. Daar moet iets verander in jou wese. En ek wil vanoggend met jou praat, lees my Deuteronomium 29. Want jy moet dit begin verstaan. Die koninkryk van God het geheimenisse. Amerika het geheimenisse. Engeland het geheimenisse. Hulle noem hulle self die inligtingsdepartement. En ek weet ons inligtingsgeneraal kuier volgende by ons. Maar jy het inligting vir elke koninkryk. Die koningin het inligting. Jy het al die fliek 007 gesien. En dit is een van hulle fantasiegoed. Ek weet nie of hulle regtig 007 het, maar hulle maak MI6 en dit. Daar's heeltyd geheimenisse, die FBI, die CIA. Nou dink jy die hemel se koninkryk het geen geheimenisse nie. Nou as dit geheimenisse is, die Heilige Gees kan dit vir jou leer, as jy wil luister. Lees gou Deuteronomium 29. Die verborgde dinge is vir die Here ons God, maar die geopenbaarde dinge is vir ons kinders tot ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet. Jy weet die aardse geheimenisse gaan meer oor wapens en huis dood te maak en sulke goed. Die hemelse koninkryk is basies waaroor jou hele lewe gaan. Jou hele lewe. Daar gaan 'n slag van Armageddon wees. Wanneer? God weet. Jesus gaan sy kinders kom haal. Wanneer? God weet. Daar's geheimenisse nie om welvaart te skep. Hoe werk dit? God weet. God weet hoe maak die planete. Weet NASA hoe maak die planete. En hulle weet om na dit te kyk, maar hulle weet nie wat te maak nie. Hier's geen laboratorium op aarde. Jesus sê, ons kan nie eens 'n haar grys maak. Ons kan hom grys kleur, maar ons kan hom nie normaalweg grys maak, sê die Bybel. Ons kan nie lewe skep. Ja, ons probeer. Maar in jou hart vandag, as Jesus jou pa is en hy wil jou groot, jy sê Jeremia 33. Want jy moet 'n ander verwagting in jou hart hê as jy na God toe gaan. Ouens gaan bid maar net, ek weet nie, om in die slaap te raak. Ek voel jy skuldig as jy nie gebid het voor jy gaan slaap nie. Hoekom bid die deursnee mens nie? Hoekom bid hy? As jy ou vra sê nie, hy bid die hele dag. Maar dan onderbreek jy jou gebed dan om te vloek en dan bid jy verder. Of onderbreek jy jou gebed met 'n worry. Die Here gaan nou weer terug om my gou 'n bietjie worry. Gebed is om jou daar te plaas waar geen worries is. Amen. Gebed is om jou daar te plaas waar permanente blydskap is. Gebed is om jou daar te plaas waar konstante voorsiening is. Dis waar dit is. Hoekom? Want dis God. 2 Korintiërs 3:18 sê, die spieël waarna ek kyk in die woord, vat my van heerlikheid tot heerlikheid. Van oorwinning tot oorwinning. Dis hoe dit gaan. Want dis waar God jou heen vat. Jy was gister bly, maar vandag is jy uitspattig bly. En môre kan jy jouself nie help nie. Jy lag so dat jy van die mense al wegvat, want dit begin hulle irriteer. Dis wat pa is. Pa het ons daar.
Lees hom gou. Roep my aan, ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie geweet het. Groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Nou as ek en jy vandag, en ek het al daar gepraat, nou wil ek weer los, want julle wat hier sit, besit meer kapasiteit as wat die aarde kan hanteer. Hoekom? God. God het met 12 ouens die evangelie van Jesus Christus begin. Die wêreld skud nou nog op. So nou sit jy vanmôre hier. Wat se tegnologiese uitvindsels wat in die ou tyd gefunksioneer het. Genesis 6 was ons tegnologies op aarde verder voor as wat die mense vandag is. Prediker 1:9 sê, lees hom gou. 1 vers 9. Jy moet dit verstaan, want as jy gaan sit en bid, en jy bid nie dat God vir jou en jou familie en jou toekoms iets openbaar, wat jou vir ewig vestig op aarde nie, hoekom bid jy? Hoekom bid jy? Eet 'n roomys ook, en dan gewig optel. Jy moet iets doen, wat vir jou winsgewend is, en dis om God te dien. Dis 'n ewige lewe. Jy gaan nie van die aarde af kom sonder Jesus. Maar as jy Jesus het, gebruik dit wat God aarde toe gebring het, om jou lewe te verbeter, om jou toekoms te verseker, om jou familie op aarde te vestig. Dis hoekom hy gekom het. Dat daar vir jou 'n erfenis is. Spreuke 13 vers 22 sê, 'n wyse man laat sy kinders se kinders erf. En weet ek het gedien 'n paar dae saam met Rob teen 'n appel vir my spandeer uit groot besighede. En dis sy belydenis nie. Tref dit my weer die krag van God se woord. Sy belydenis is Psalm 127. I will not eat the bread of anxious toil. I will have a good night's rest, and God will bless me in my sleep. Amen. Elke aand sy gaan slaap. Sy besigheid het 57% verbeter die laaste jaar. Elke aand bely dit. Wat bely jy elke aand? Hoe gaan moeg opstaan môreoggend? As jy so vaak hoor en stokkies in jou oë sit, hoekom? Want jou belydenis het jou gevind. Amen. Confession precedes possession. Lewe en dood is in die mag van jou mond. So as God vir jou 'n woord gee om te bely, soos die vrouens net. As jy bely, loof God. Psalm 103 vers 1. Wat my sondes vergewe, wat my krankhede genees, wat my siel so versadig met die goeie, dat my jeug vernuwe soos die van 'n Adam. As jy dit elke dag sê, hoef jy nie die pyn van ouderdom te vat nie. Daar is dit moontlik, ja, is moontlik. Ek het hulle ou sien wat die volgende Woensdag sê het hom saam met my sien 100 jaar oud geword. Sy karlesessie sonder brille gaan doen. Hy bly alleen, kook vir homself. 100 jaar oud. Anhouds op 70 met hulle kirietjie vashou. Sy piesangskil trap, sak hy rane, gat in. God se woord is winsgewend. Jy moet dit verstaan. Daniël 2 vers 22. Prediker 1 sê, wat gewees het, dit sal weer wees. En wat gebeur het, dit sal weer gebeur. En daar is niks glad niets onder die son nie. Daar is niks. Lees toe verder uit, daar is niks. Daar is daar iets waarvan die mens kan sê, kyk hier, dit is nie, dit is lankal daar in die ou tyd wat voor ons gewees het. Daar is geen nagedagtes van voorvaders nie, en ook nageslag wat kom. Sal daar geen nagedagtes wees by die wat later sal wees nie. Ek dink daar nie. God sê vir jou. Kan jy vanmôre vir God sê, Here het 'n selfoon uitgevind. Sê ja, hy lyk okay, maar slegter is die een wat hy Genesis 6 gebruik. Daar's niks niets. Die woord van God kan nie lieg nie. Daar's niks niets. Die ouens graan goed uit, dan sê hulle ek wonder hoe dit gewerk. Wonder hoe dit gewerk. Ek het 'n ou gaan ontmoet in Waterval Boven. Hy het 'n boek geskryf, Temples of the African Gods. Hy ken nie Jesus nie. Hy weet van God, want hy sien alles om hom gebeur. En dan is 'n stad by Nelspruit met klippe gepad, groter as New York. As jy die lig uit Google, gaan Google Adam's Calendar. Dit gaan jou lank besig gemaak, dis iets om te sien. Hoe hulle met magneetvelde in die ou tyd met klap, goud uit klippe vibreer uit, silwer uit klippe. Ons is op 4. Ons is heeltemal op 'n ander bladsy. Hoe werk dit? Jeremia 33:3 roep my aan en ek sê jou groot en ondeurgrondelike dinge wys wat jy nie weet nie. En God
meen wat hy sê en hy sê wat hy meen. Daar's klomp goed wat ek en jy vandag kan intel, wat die mense se lewens ingrypend kan verander. Vir ewig kan verander. Ek meen, daar's ouens wat al Tesla het soveel patente gedoen, dat die wêreld wil dit nie toelaat. Dit gaan die mense se lewens te verbeter. Hulle hou jou, want daar moet, soos belasting, kom uit petrol meeste van die tyd. Die regering wil geld hê om te betaal sit die petrolprys. 'n paar sent kry 'n paar biljoen in vir die regering. Wat gebeur as ons môre iets kry wat jou nie meer petrol opkoop? In die ou dae, met die Rooms-Katolieke tyd, as jy sonde gedoen het, jy kan dink Konstantyn se tyd, as hy die weermag moes betaal, dan vra hy vir die priesters, wat is die algemeenste sonde? Dan sê hulle, sê net maar, rondslag. Ok, hierdie week dubbel ons die prys vir rondslag. Want die Rooms-Katolieke kerk kry jy nagmaal, maar jy kry nie die bloed vir sondevergifnis nie, jy moet betaal vir dit. Ja, dis hoe dit werk. So, dan kom jy genoeg geld in, dan betaal hulle die weermag. En as dit vir jou okay is, dan sonde maar weer net een prys. En dan, jy geld kort, hoe het jy dit gedoen? Nee, boet, dis baie. 50 Hail Marys, 'n dubbel pond. Want hulle moet weer geld kry om die weermag te betaal. Ja, maar dis die godsdienst. Hou die manne plat op die grond. Daniël 2:22. Hy openbaar ondeurgrondelike en verborgde dinge. Hy weet wat in die duister is en die lig woon by hom. Hy onthou dit nie. 2 Korintiërs 4:4 sê, die God van hierdie wêreld verblind jou oë, dat jy nie kan sien. Dat jy wat nie kan sien. Dat jy sukses nie kan sien. Dat jy geleenthede nie kan sien. Dat jy oorwinning nie kan sien. Jy's verblind. Al wat jy sien is, ek gaan dit nie maak. Nee, hierdie is 'n hopelose situasie. Dis al wat jy sien. Hoekom? Want daar's 'n verkeerde ou wat jou denke toegang na toe gekry het. Sê nou jy het 'n kind. Jy sê heeltyd jy's lief vir hom. Maar hy sê nie by jou nie, hy jol by 'n maatjie en die maatjie sê vir jou pa doen niks vir jou. Jou pa, jy sê hartjie. Jou pa, hy is 'n gomtonge. Jou pa, hy sê. Dan kom jou kind by die huis met 'n houding aan. Kom 'n liefie. Nee, hoekom? Want sy chom se woorde sing in sy kop. Dis soos die ou wat loop wat sy kar gaan staan. Dan sê hy, die boer gaan my 'n donkerag leen. Nee, hy gaan nie. Toe hy die deur klop en die ou sê goeienaand, sy man, druk jou donkerag. Ek het hom nie nou. Toe hy dit sy kop klaar uitgemaak, hy het nog niks gevra nie. So nou sit jy verhoor hier, wat wil God vir jou doen? Alles, jy het 'n liefdevolle pa, jy het 'n genadige pa, jy het 'n pa wat maklik vergewe, jy het 'n pa wat groot voorsiening, groot insig, groot wysheid. Hy sê in Jakobus 1:5, kort jy wysheid, vra my wysheid. Dan gee ek vir jou soveel wysheid, en ek sal jou nie eens kwaadlik neem, oor hoe groot dit gaan wees. In Spreuke 25:2, en jy kan God vra, Here, gee my wysheid, byvoorbeeld, om 'n goeie man vir my vrou te wees. Gee my wysheid om 'n goeie pa te wees. Gee my wysheid om soveel welvaart te skep, dat duisende mense beter lewe op aarde het. Dis wat God vir jou sê. Gaan nie net oor I, me, myself, nie, die onheilige drie-eenheid. Dit gaan oor die heilige drie-eenheid. Want as een, Peter J. Daniels, nee, ek het al veel vertel van hom. Hy het boeke gelees van What Made the Great Great. Vandag, en ek nou lanklaas met hom in kontak gewees, maar vandag, ruk terug, het meer as 43.000 mense vir hom gewerk. Een ou, wat sy denke vergroot was, tot die groter prentjie. Nou sê ek en jy vandag hier sit, is ons kop oop vir die groter prentjie, is ons beperk tot die klein prentjie, of het ons geen prentjie nie. Want hy sê in Spreuke 29:18 nie. Hy sê, where there is no redemptive revelation in die Amplified, geen visie van God, is die mens verdwaal. Want nou sit jy vandag, wat is die hoofprentjie van jou lewe, wat God vir jou op aarde geskaap het, om te hê? Wat is die hoofprentjie? Wat sien jy vandag? Gaan jy in jou lewe 100 miljoen ouens na die Here toe lei? Gaan jy 2 ouens na die Here toe lei? Gaan jy 1 ou na die Here toe lei? Geen ou nie. Gaan jy vir 10 armes kos voorsien? Gaan jy 'n lewe hê wat sê net maar ouerhuise gaan verander? Gaan jy 'n lewe hê wat hospitale gaan verander?
Gaan jy 'n lewe hê wat kinderopvoeding gaan verander? Gaan jy 'n lewe hê wat kos gaan verander? Wat gaan jou lewe doen op aarde? Of lewe jy heeltyd op dit wat ander mense doen? En jy kom nie en sê, Here, wat's my rol? Watse rol kan ek vervul? Vandag, om vandag 'n beter dag vir mense op aarde te maak. Jy moet dit vir God vra, want dis waar die verskil in die aarde inkom. As jy kyk, goed gaan in 'n rigting in, en ek dink in Corrie ten Boom, wat in konsentrasiekampe was, en selfs in daai omstandigheid, het sy 'n verskil gemaak, wat mense ken nou nog haar naam, in die konsentrasiekampe. So jy sit vandag in Suid-Afrika, wat kan ek en jy doen, om ons land te verander? En as jy vir die Here sê, Here, dink daaraan, sê nie jy begin in hart vir die president bid, sê ek nou vir jou, God gaan 'n geleentheid skep, dat jy met hom sal kan praat. Ek kan onthou, in my jong jare, is my vliegtuig een aand gedivert, ek het in George se tak gehad, wat ons stofsuis verkoop, en ek vlieg toe Kaap toe, want die vlug is van George af, oor die Kaap gesit, en ek tog, Here, ek so moeg, hoekom het ek hier vlieg? En toe ek daar land, toe het Mandela die tronk uitgekom, toe ry hy saam met my, besigheidslag terug Johannesburg, en toe het ek hom van Jesus vertel. Toe weet ek, God het 'n groter plan as my moegheid gehad. So jy sit vandag hier, wat wil God met jou doen? God wil groot goed met jou doen, maar jy moet uit die wêreld van bekommernis uitkom, om in die wêreld van die antwoord te kom. Die antwoord vir die wêreld is Jesus Christus. Dis die antwoord. Ek praat met 'n ou nou die dag net, verlede week. Daar's meer as 5 miljoen moslems in die Midde-Ooste wat Jesus lief. ISIS wat die ou se doodmaak, hulle sê, dat kan nie glo. Hulle het 'n godsdienst wat so wreed mense doodmaak. Hy het in Ethiopië 20 miljoen Christen gemobiliseer om te bid. So 'n klein ding. Dit dink ek in my hart. Ek sê dat elkeen van ons begin in ons huis eenmal 'n week. En jy kry net jou bure en begin saam bid. En nou hoor daai bure, hoor hier word gebid, iets gebeur. En hulle begin bid. Elkeen van julle. En wat gaan gebeur met jou voorstad? Wat gaan gebeur met jou huis? Wat gaan gebeur met jou familie? Dinge gaan verander. Want die oomblik as ons God roep, gebeur goed. Lees gou Daniël 12:9. Het jy al Spreuke 25 vers 2. Dit is die eer van God om 'n saak te verberg, maar dis die eer van 'n koning om 'n saak na te speur. Nou terwyl jy die ander soek nie. Isaac Newton het 60 jaar van sy 85 jaar op aarde die Bybel permanent gebestudeer. En swaartekrag het hy gegee. Is dit waar of verkeerd, weet nie. Die ouens preek dit vandag op skool. Hulle leer dit vir die kinders by die skool. Maar 60 jaar van sy lewe, en dis die teks waar op grond van hy dit gedoen het, dat God het die aarde met geheimenisse geskaap. Maar is vir ons 'n eer as konings. Openbaring 1:6 sê Jesus het ons gemaak, konings en priesters vir sy koninkryk. So as ek en jy as koning en priester kan navors en God soek om antwoorde te kry oor hoe goed werk, dan is dit 'n eer vir ons om te ontdek wat ons Pa geskaap het. So daar's klomp goed wat die ouens vandag verkeerd aanwend. Soos byvoorbeeld gif om goed te spuit. Daar's ouens wat dit natuurlik doen in Afrika, waar die een ding vreet die ander ding op en dan is die goed nie so besmet met gif nie. Dat is baie goed. Kan die hele oggend oor tegnologie en goed praat. Maar lees vir daai. En hy het gesê, gaan heen Daniël, want die woorde wat bly verborge en verseël tot die eindtyd. Okay, nou hoeveel goed is verborge vir die eindtyd? Wieveel goed is lewe in die eindtyd? Vra julle dit. Alraai. Wie van julle daai insig toe jy dit lees, sê Here, ons is in die eindtyd. Dit was verborge tot nou toe. Heilige Gees leer my wat Daniël nie mag vir ons gesê het nie. Leer my dat ek dit nou kan sê. En God sê dit vir jou en jy so excited, jy maak jou vrou wakker om haar eers te sê. Want daar's verborgenhede. Ek sê jou, want ouens dink dis hoe dit is. Nee, dis nie hoe dit is nie. Dis hoe God sê dit is. Lees gou Openbaring 5 vers 3. Jy moet dit verstaan, want in jou hart kan God vir jou soveel goed sê nie, dat jy nie nagte nie sal kan slaap nie. Ek weet van ons wat met 'n boek en 'n pen by sy bed lê.
dan word hy wakker in die nag, dan gee God liedere vir hom. God gee vir hom nuwe patente. Daar's 'n ou in Japan nie. Hy maak 2 ure dagtyd wat hy strykmusiek luister. En dan swem hy. Hy het een van daai goed op sy ore wat in die water opry. En as hy 'n gedagte kry, stop hy en dan skryf hy dit neer. Hy het so 'n blad, ek weet nie of as hy die kinders skryf van keer dit trek en sit weer af. So swem hy met dit, skryf hy. Hy het meer as 2000 patente al gepatenteer, waarvan die microchip een is. Maar hy vat tyd. Ek wil vanmôre vir julle sê, van die hemel af, hulle sê in Daniël, dat kennis die laaste dag vrylik beskikbaar sal raak. So uit die hemel uit, kom elke dag, kom daar goeders. Jy kan gaan kyk die nuutste goed wat die wetenskap ontdek. Die nuutste patente wat uitgedink is. Dit is soveel op 'n dag nie, wat hulle plaas op die internet. Jy kan dit nie lees, soveel is dit. Want kennis raak vrylik beskikbaar. Die goeders gaan in dimensies ingaan, dat hoe jy nou lewe, gaan totaal verander, as Jesus nie kom nie. Jy kan nie jou kar klim, sê waar jy heen vlieg, sit in Bybel lees, in die kar ry jou so toe, of vlieg jou so toe. Dis nie baie ver van dit af. Hulle het nou al karre, wat sonder bestuurders ry. Kan jy dink trokke? Jy staar die trok op en hy ry, gaan lewer die goed af. Hoe werk dit? Ons is tegnologies daar. Hulle sê dat hoe oneffektief 'n perd geraak het na hulle kar uitgevind het in trokke, die engine. So oneffektief gaan die mens raak, na die robotte jou werk gaan begin. Want jy gaan nie in die slaap raak nie, hoekom 'n robot raak jy vaak nie, as jy bestuur. Dieselfde met karre. Baie robotte doen al karre. Mense het al 'n rol wat hulle daar vervul, maar dit gaan kom, dat hulle jou nie meer gaan nodig het. So God moet jou iets anders gee, wat jou weer superieur maak bo die robotte. So ons moet dink, en ons moet bid, en ons moet God glo. Ons moet nie ons tyd mors, en sit in TV kyk. Dit is nie tyd mors. En niemand in die hemel of op aarde, of onder die aarde, kon die vloek oopmaak of daarin kyk. Maar nou kom ek dit vir julle vra nie. Ek wil julle brein nie vermoor te veel werk hê. Maar daar's 'n hemel, wat gaan daaraan? Daar's die aarde, wat gaan hieraan? Hulle sê vir my, ons weet nie eers van 5% wat in die see aangaan. En daar's onder die aarde. Waar is onder die aarde? Kom ek gaan dit vir julle sê. Admiral Byrd, skryf dit neer en gaan check dit. Moenie my glo nie, gaan doen dit. Dis hoekom ons hier kuier in die môre, om jou pyn te wek. Ons verseker die kerk nie. Jy moet by Jesus uitkom. Admiral Byrd het in die vroeë 1900s 'n long jump gehad. Skryf die woord long jump neer. Dan gaan jy 'n YouTube klip kry wat nog swart en wit is. Hy het gespring oor Antarktika en hy het 'n kontinent gesien nie, groter as Amerika, waar niemand toe bly. Daar's 'n treaty geteken deur al die lande dat niemand sal soontoe gaan nie. Of 'n basis, daar's basis op Antarktika. Gaan bestudeer. Dis al wat ek jou nou gaan sê, maar die ander goed gaan vir jou soos Grieks klip. Gaan check dit self in. Daar's net goed op aarde wat die mense nog nooit na toe gaan, want jy dink jy daar nie. Jy's so geproblematies, amper sien dat jy met 'n strykyster jou brein gebrand het. Dat jy's hier tussen die doodlyn en die broodlyn, tussen die boom en die bas waar die goggas is, tussen survival en dood. Dis waar die mens opereer. Jy weet nie wat daar buite aangaan nie. En God sê, ek wil jou leer wat daar buite aangaan. Ek wil vir jou wys wat gaan aan nou? Wat gaan aan? Waarna toe is die aarde heen op pad? God sal jou wys. En ek en jy kan vandag iets doen om die finale uitkoms van die aarde te verander as ons God gryp. Want as 2 koninkryke, lig en donker. En hy sê in 1 Johannes 5:19 nie, dat die aarde is onder die mag van Satan. Dit bedoel, die mense wat in Satan se domein funksioneer, wil hierdie aarde na destruction toe vat en wil mense doodmaak op die aarde. Waar die koninkryk van lig wil lewe vir mense op die aarde bring. So wie se beheer op hierdie sekonde? Die regerings. Bring hulle meer dood as lewe, meer confusion as rigting en standvastigheid.
Jy moet aan dink. So ons moet in Jesus vashou om 'n verskil te bring. Ek vir nog 'n skrif lees, Amos 3:7. Jy moet dit verstaan nou, weet vir my, is daar een ding en dis Jesus. In Jesus se dieptes, die Bybel sê net die Heilige Gees ken die dieptes van God. En net die Heilige Gees ken ons dieptes. En baie mense nie, nou moet dit eintlik met hartseer in jou hart sê, baie mense is getroud, maar het nog nooit die dieptes 'n man van sy vrou ontsluit nie. En die vrou het nog nooit die dieptes van 'n man ontsluit nie. Hoekom? Want ons bly in die vlees getroud en ons gaan nooit gees toe. God sê, die twee sal een vlees wees. Maar julle bly dan twee lywe. Maar Paulus sê se verborgenheid. So in ons gees is daar dieptes wat God kan ontsluit, wat jy verstomming verlief op sal wees. Die meeste ouens is getroud met 'n neus en 'n oor en 'n kuit en 'n bobeen en 'n heup en 'n oog wat jy hoor. Of 'n oog. Hey, jy is wel 'n mooi blou oog. Ja, skryf. Het jy al gees gesien? En dis waarin ek en jy sit. Net God het die sleutel tot die geesrou. Johannes 4:24. God is gees. Iemand bid met hom in gees en waarheid. Nou as net die Heilige Gees die dieptes van die mens ken en die dieptes van God ken. Hoe gaan jy ooit jou vrou leer ken as jy nie in die dieptes van die Heilige Gees funksioneer? Ek nou as man. En jy vrou, hoe gaan jy ooit jou man leer ken as jy nooit in die dieptes van die Heilige Gees funksioneer? Dawid het gesê, deep calling unto deep. En dis nie 'n lang, onthou Jesus het kom sterwe. Hy sê, wees een met my, soos ek en die Vader een is. Net dit gaan jou leeftyd vat. Dis groot, ou. Maar nou soos nie die dieptes van God nie, dan verval ouens in pornografie. Ouens verval, jy raak so vleeslik dat party ouens skiet hulle self. Want jou lyf, nee wat, lyf, jy kan dit nie meer vat met 'n boek. Maar die Heilige Gees hou jou op koers. Die Heilige Gees hou jou produktief. Die Heilige Gees hou jou aktief. Die Heilige Gees hou jou opgewonde. Die Heilige Gees hou jou gesond. Dit hou jou lank lewe. Dit hou jou om 'n verskil te maak, om vir 'n volgende ou die lig te bring wat dit nodig het. Dis belangrik. Lees Amos 3:7. Want die Here doen niks tensy hy raad gesluit aan sy knegte, die profete geopenbaar het. Right. Nou Paulus sê in 1 Korintiërs 12, beywer jou vir die beste gawe, dan sê hy die profetiese gawe. Hoekom? Want die oomblik wanneer die profetiese gawe groot deur jou werk, jy God vra, gaan niks gebeur voor God jou nie gesê het nie. Jy het dit geweet. Wat gaan met Torah gebeur? Vra een van julle hoekom, want julle begin profeties beweeg. Ek vir jou gou wys, lees hom eers in Afrikaans, 1 Korintiërs 2:19. 1 Korintiërs 2 vers 9 en vers 10. Maar soos geskryf is, wat die oog nie gesien het nie, en die oor nie gehoor het nie, en die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het die wat hom liefhet. Maar God het aan ons deur sy Gees geopenbaar, wat die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Ook die dieptes van God. Hy sê in die Amplified, but on the contrary, as the scripture says, what eye has not seen, ear has not heard, has not entered into the heart of man, all that God has prepared, made and keeps ready for those who love him, who hold him in affectionate reverence, promptly obeying him, and gratefully recognize the benefits he has bestowed. Yet, I say, to us God has unveiled and revealed them by and through his Spirit. For the Holy Spirit searches diligently, exploring and examining everything, even sounding the profound and bottomless things of God, the divine counsels and things hidden, and beyond man's scrutiny. Hoe klink dit vir jou? God hou gereed om vir jou te gee, wat geen mens ooit al gedink het, gehoor het, of in sy hart ontvang het. As jy nie kom in die hemel, het jy al een so ding ontvang? Nee, Here, worry was my top prioriteit geval. Ek het so geworry, hulle het my John Warrior genoem. Dis groot. En gaan lees dit vanaand, wees stadig. Dis diep. Want die Heilige Gees wil jou leer.
Die Heilige Gees, Johannes 16:13. Hy lees nog gou vir my. Johannes 16:13. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid sal hy in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek, oor die toekomstige dinge aan julle verkondig. Die toekomstige dinge, sê Heilige Gees, en ek het 'n ou gehad, was op die aandele gewees nie. Sê Heilige Gees van verkoop jou aandele. Dan in sy hart, die ekonomie lyk so, hy verkoop sy aandele. 'n Week later, val ek ding van 180 af na R5 toe. Een ou sê, somebody, dis nou die wêreld nie, up there must love you very much. Who told you? Heilige Gees. Ja, but how can I also speak to you? Ja, maak 'n afspraak. Ja. Hulle weet nie. Die ou gehad in die Karoo nie, wat volstruise boer. God sê vir hom, verkoop jou volstruise. Sy pa sê vir ons, jonge, man is die beste wat volstruispryse ooit was. Hoe kan hy sê, God sê vir hom. Paar maande daarna breek daar 'n griep uit vir iets. Voelgriep. Kon nie meer volstruise verkoop. Kon dit nie eens weggee as jy wou. Hoe werk dit? But God. Dit plesier God om jou te help en om jou te seën en om ander ouens attent te maak. Hier's 'n kind. Wil jy nie ook my kind wees nie? Nee, met Christenelike besigheid. Wel, hou meer 'n duiwel met 'n skaapjas aan as enigiets anders. 1 Korintiërs nie. Lees hier, soek jy vir my 3 vers 5. Efesiërs 1:9. Hy sê hierso, making known to us the mystery secret of his will, of his plan, of his purpose. And it is this, in accordance with his good pleasure, his merciful intention, which he had previously purposed and set forth in him. Nou as dit waar is, wat sê Johannes 10 vers 10? Jesus het gekom dat jy lewe in oorvloed kan hê. Is dit waar in jou lewe? Anders moet jy verwoorde sê, Koning Jesus, ek seën myself. Jesaja 65:16. Ek seën myself vandag met die oorvloed wat Jesus gebring het. Ek laat my toe om in daai oorvloed te lewe. Anders te trek die tou. Ja. Sal volgende jaar sal ek miskien bietjie kyk na voorspoed. Ek gaan hierdie jaar nog toewy aan sukkel en bekommernis en aan oproepe vir skuld en ek gaan my toewy daar. Ja, mense is so. My seun, Here, ek is op 'n program, asseblief met my nie nou plan nie. Mense is so, ek het al ou gehad. As jy van bid dat die Here hom help begin huil. Hy wil nie nou help wees nie. En almal kry hom jammer. En hy leer, die ou in sy 50's gehad. Sê, hoorie, kom ek bid vir jou, dat jy uit selfbejammering uitkom. Nee, ek leef al lank met selfbejammering. As jy nou weg van weet ek nie, wat gaan my maak nie. Jenny, dan los ek hom maar uit. Vir ons klink dit kwaai, vir daai ou is te leefwys. Ek kan net vir jou so kyk en begin huil oor iets. Geoefen. Weet ek het 'n skoonseun wat hy het geswat om 'n akteur te wees. Hy haal 2 keer asem net dan hy lê. Dis net maar hy wil iets dan hy lê. Haal hy 2 keer asem as hy so kwaad jy kan hom amper in 'n hok toesluit. Want emosies kan beheer en bestuur word. En miskien moet julle vrouens dit leer, as jy vir jou man iets wil vra. Dis maar net 'n act. Jy moet leer hoe dit werk. Efesiërs 3:5. Wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik dat die heidene mede-erfgename is en mede-gelede van die liggaam en mede-gedeelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie. Nou kyk, dis verborgenhede nie. Vir ons is dit niks nie, maar in die ou dae was die Jode besny. Die Jode moes Sabbat hou, die Jode moes 4 feeste hou, en so gaan dit aan. Toe het hulle Jesus gekruisig en die evangelie kon na ons toe kom. Nou sê Handelinge 15, gaan lees dit. Paulus skryf, ek Petrus,
en die Heilige Gees en die apostels het besluit, julle hoef nie die wette in nie. Maar nou kry jy ouens, hulle wil nou weer die Joodse wette. Hoekom? Ek weet nie, hulle voel hulle dalk niks om te doen nie. Gaan eerder na die weeshuis toe, gee kinders kos voor die wette. En dan hou hulle ook swak wet. Want as jy regtig die Sabbat hou, sê nou maar Sabbat vir die Jode was Saterdag. Mag jy nie kos kook nie, jy mag nie ry nie, jy mag nie loop nie, jy moet by die huis bly. Nee, ons hou die Sabbat, maar dan kyk rugby en kook en braai vleis. Nee, dis nie Sabbat nie, wel die terg jouself. Net die heavy op ander insit. Nou Kolossense 1, vers 26. Hy sê in die Amplified Bible, the mystery of which was hidden for ages and generations. Hy sê from angels and men, but is now revealed to his holy people, his saints. Dit was verborge vir engele. Dit was verborge vir generasies, maar is nou vir ons beskikbaar. Wil julle dit weet, of wil jy dit hê? Jesus sê jy het nie, want jy vra nie. Het jy al ooit gaan bid en vas, dat God mysteries vir jou bid? En ek wil hierdie stuk vir jou lees, in Kenneth, ek het dit by Kenneth Reagan geleer, Efesiërs 1. Hy het 10.000 keer gebid, het om 3 dae gevat. Het homself in 'n plek gaan toesluit. En hy dis wat hy gebid het. In Efesiërs 1, van vers 17 af, hy sê, now I always pray, I say that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, that he may grant you a spirit of wisdom and revelation of insight into mysteries and secrets in the deep and intimate knowledge of him. Mysteries and secrets of the deep, intimate knowledge of him. Wat is 'n goeie woord vir intimate in Afrikaans? Daar's intieme geheimenisse wat 'n man en 'n vrou mag hê, wat God net vir die huwelik gegee het. Nou kom jy nooit daarby uit. En nou word die ouens skeef links en regs. Hoekom? Ken geen intieme geheime van God nie. Dan vat jy intieme geheime van Satan en dis pervers. En dan word jy wakker as jy doodgaan in 'n nagmerrie wat nooit ophou nie. Ons noem dit die hel. Het my net nog op radio gehad. Daarom, wat sê jy, waar gaan sondaars heen? Dominee sê nee, na 'n plek waar God nie is nie. Wat sê jy? Reguit hel toe. Jesaja 66 sê. Lees dit gou vir my. Jesaja 66. Jy moet dit verstaan, dit help nie. Ons het hierdie color code nie. Nou as jy dood, ek het een nog nie. Ry ek 1 uur die oggend van 'n plek waar ons gebid het af. Na loop 'n ou in die straat. Hy sê vir my, tel hom op. Ek sê, Here nie nou nie, ek sal 1 uur. Hy sê, ek weet is 1 uur, jy tel hy nou op. Ek sê, ek gaan hom bom met Jesus. Hy sê, bom met wat jy wil, tel die ou op. Stop, laai die ou op nie. Dus dit is Satan aanbidder, wat geouwerdous was. Hy het teruggekom, hy sê vir my, soos hy in die hel insak, het die wurms hom geëet. As hulle teen sy been kom, groei die vleis terug, eet dit weer. En hy het soveel pyn van die vlamme gehad. Toe hy uit ouerduis uitkom, het hy na Jesus toe gehardloop. Hy sê, ek kan niks maak in Jesus, daai oomblik. En so het God hom verder gevat. Maar is reël, hel is reël, glo my vandag. As God sê hemel, aarde onder die aarde, wat gebeur onder die aarde? Waarom sê die aarde is hol binne? Ek gaan nie vir sê, dit is so nie. Ons sit hier vandag, in plaas gaan sit in TV kyk, gaan kyk wat om jou in die gang is. Sê, Here, openbaar die hemel aan my, openbaar die aarde aan my, openbaar aan my wat onder die aarde aangaan. En in jou gaan dalk 'n nood opstaan om mense te waarsku oor wat aan die gang is. Want Jesus sê gaan waarsku mense. I mean die gelykenis van Lazarus in die ryk jong man. Die ryk jong man in die hel is en Lazarus by die boesem van Abraham is 'n aanhoudingsplek in die hel. Toe vra hy Vader Abraham, stuur mense van hier af aarde toe en gaan waarsku my broers en my familie wat op aarde is, dat hier so 'n plek is. Wie moet jou waarsku? Jesaja 66, die laaste 2 verse. En in elke maand op die nuwe maan en elke week op die Sabbat sal alle vlees kom en aanbid voor die aangesig, sê die Here. En hulle sal uitgaan en die lyke sien van mense wat teen my opgestaan het, want hulle wurm sal nie sterf nie en hulle vuur sal nie uitgeblus word nie, en hulle sal afgryslik wees vir die vlees. Dis wat die woord sê. En dit moet jy vir mense sê.
Gaan hulle jou gas gejaag. Stefanus gestenig in Handelinge 7. Maar hy's huis toe. Sê hulle van Paulus met kilo, hy sê, you can't threaten me with glory. Sê ek, dan maak ons jou nie dood. En nou sê, man, ek maak jy so dood. Hy sê, ek slaan dood, man, hy was al by begrafnis, toe hy gedoop het. Nou vir jou wys hier so in Matteus 25, vers 28. Take the talent away from him and give it to the one who has 10 talents. Dan sê hy, for to everyone who has, will more be given. Dis Matteus 25 van vers 28 en dan 29. And he will be furnished richly, so that he will have an abundance. But from the one who does not have, even what he does have, will be taken away. Hierdie stukkie vers 30. And throw the good for nothing servant into the outer darkness. There will be weeping and grinding of teeth. Hoe klink dit vir jou? Daar was 10 maagde nie, Spreuke 11:13. Daar was 10 maagde, 5 het olie gehad, 5 nie. Nie 10 hoere of 5 hoere en 5 maagde. 10 maagde. 5 het olie gehad, vol van die gees. Toe die bruidegom kom, was hierdie ander 5 besig om olie te soek. Toe hulle uiteindelik die bruilof haal, toe is hulle in die hel gegooi. Gaan lees dit. Dit is so erg aan die disciples vir Jesus sê, Here, wie sal dit maak? Markus 10, as jy daar van 26 gelees. Toe sê Jesus, wat by die mens onmoontlik is, sal by God moontlik wees. Want by God sal niks onmoontlik wees nie. Maar my en jou, en ek was jare terug by Kossie Sabanto, ek hoor om Erlestiek en lewe nog nie. By Kossie Sabanto het hulle 'n prentjie van hoe die pad hemel toe is. En dis so 'n nou pad, dat as ek nie die hand van Jesus vashou nie, gaan jy afval. Ons stap in ons hand in Jesus se hand. En dis hoe ons beweeg. Dis hoe ons gaan. Dis hoe ons wen. Dis hoe ons groei. Dis hoe ons 'n verskil op aarde maak. Geen ander manier nie. Geen ander manier nie. Hoor gaan hierdie ene. Die wat met kwaadsprekery omgaan, maak 'n geheim openbaar, maar hy wat betroubaar is van gees bedek 'n saak. So as jy loop en skinder, nee, sê die Bybel is nie lekker nie. Ek wil gou vir jou 'n ander stuk lees in Psalm 32. Ek dink die Afrikaans klink beter. Psalm 32. Ja, dit is van vers 8 af. Ek wil jou onderrig Ja. en jou leer aangaande die weg van wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Wees nie soos 'n perd nie, soos 'n meelsil wat geen verstand het nie. Wat 'n mens moet tem om met 'n toom en 'n teel as 'n teeg. Anders kom hy nie naby jou nie. Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou het met goedertierendheid sal hom omring. Wees bly in die Here jou van jou jeug, o regverdiges, en jubel op alle regverdigheid, opregtiges van die hart. En nou, wie sal omring wees met probleme? Niemand. Die onregverdiges. Maar hy wat God soek en my God bly, sal omring word met goedertierenheid. Dit gaan so ver nie. Spreuke 24. Spreuke 24. Lees vers 1. Jy moet dit verstaan. Want mense dink om 'n kind van God te wees, is sukkel jou middelnaam. En jou van is aanhoudend. Dis twak. Dis nonsens. Die wêreld, wat Spreuke 23:7 sê, soos jy dink, so is jy. So wat jy moet dink is, Here, my God, goedertierenheid. Okay, hier beweeg dit in. Goedertierenheid wag vir jou. Nou kyk met ver kyk, is wanneer kros inbeweeg. Ja, hy nog 'n ander lot by hom. Hy's nog nie lekker nie. Ja, hy's nog op sukkelvlakte. Hy gaan hom nou beweeg. Aan die dorp van goedertierenheid. Amen. Deur die wysheid word 'n huis gebou en deur verstand word dit bevestig. Nee. Ja, nog een. En deur kennis word kamers gevul met allerlei kosbare en lieflike goed. Jy moet dit weer lees. Hoor ek wel. En deur kennis word die kamers gevul met allerlei kosbare en lieflike goed. En die eerste ene. Deur die wysheid word 'n huis gebou en deur verstand word dit wysheid. Wat is die begin van wysheid? Vrees van God. Dit is nie so vrees nie. Dis pa, jy sê dit. Ek glo dit settle dit. Gaan nie 3 argumente, 5 ouens bel. Nee, God sê dit en uit die reverence, uit die amper aanbidding en soos 'n ou wat die Here weet. As jou Here die bal so links skop, rugby tyd, dan skop jy hom so links. Hoekom? Nee, my Here doen dit.
Is Jesus jou Here? Nee, hy is my argument. Nee, Jesus is my preek. Daar's niks fout met preek nie, maar man is al dof gepreek. Jy moet nou begin doen, Jakobus 1:22. Ons moet daders van die woord doen. As die Here sê wees lief vir mekaar, soek iemand om te druk. As jy ooit 'n boer sien, druk hom. Is bietjie styf in die begin, maar hy raak pap later. Ek sê, druk mense. Ons het nodig om mekaar lief te hê. Regtig, ons het nodig om van onsself te gee, en nie soos 'n ingeperkte. Die laaste ding wat ek hier vanmôre wil sê, die rykste plek op aarde is die begrafplaas. Almal is soontoe met hulle liedjies, met hulle idees, met hulle liefde. Dit nooit gegee. Nooit gegee nie. So nou lê jy aan duisies dat ek kan dog gee as ek nog 'n shot kry. Nee, jou shot is verby. Ek en jy het 'n shot vandag. Ons al asem, ons kan bly wees, ons kan gesond wees. Ons kan opgewonde wees. Hoekom? Sommer nie. Het jy al jou opgewonde departement ontwikkel? Het jy al jou blydskap departement ontwikkel? Het jy al jou liefdesdepartement ontwikkel? Of is jou swak gewoonte departement beheer? Draai dit bietjie. Staan in die straat net so, sê wat soek jy nie, ek wil leer om uit te druk. Ons staan net hier teen my. Right, volgende een se beurt. Kyk wat gebeur. Wat gebeur as jy by die werk gaan staan, almal daar wat inkom druk jy? Almal, die wat skoonmaak, die wat boeke doen, die wat bel, druk almal. Hoor jy met môre daai deur vat, hierdie deur is bietjie gevaarlik. Jy weet, Jesus sê groet mekaar met 'n heilige kus. Hy praat met 'n ou die naweek, sê die ou daar, het sy pa altyd so wolletjie of iets sy neus laat uit en laat niemand hom wou besoek. Ek ben selfs Judas en Jesus gaan soen. Hulle was gewoond om mekaar te soen groet. Dink nou. Nee, dis te kwaai. Wat gaan gebeur as jy die dominee begin soen? Hy sê ophou weer. Hy stuur die ouderling, dis broer hier in die kerk. Ek sê ons moet kom waar Jesus wil ons moet wees. Met Johannes, hulle stap met. En nou, Jesus het nie spoeltoilette gehad en parfuum en handdoeke nie. Hulle het onder 'n boom gesit, in 'n veldjie gevang, en dan kom hulle by die huis, en dan het hulle voete water afgespoel. Dis reël besigheid, pel. En dan sit hulle op 'n plek, dan lê Johannes met sy kop op Jesus se bors. Liefde, liefde. Wat van jou seun kom lê op jou bors? Jou eie seun. En vat net sy haar en sê, Jesus, ek is so lief vir jou, goed ek. Sê nou lief vir jou. As paas by hulle kinders is, vat aan hom. Daar's geesoordrag op hom. Daar's 'n aanvaarding. Daar's 'n boldness wat opstaan. Hoekom? My pa dink ek se kyk. Nou genereer jy 'n paar en dink jy, is ek mooi? Is ek okay? Ek okay. Dan kry jy 'n pel wat sê, ja, jou moeg goed. Ek het geweet. So gaan dit aan. Want daar's geen verhouding tussen 'n pa en jou. En jy kan jou pa bel en hom lief hê. Kom ons bid. Jy gaan gewinkel ons bid vanmôre. Kom staan nie ons te veel. Kom ons hou hande vas. Nou bid ons. Ja, dit is zeker maar. Steek met echt voor iets. Dat is wat lief voor je natuurlijk. Nee, dat is nou een beste in mijn vrouw. Jy weet voor ons bid vir jou sê, ek sien baie keer kinders, die ouer wat die meeste liefde gee, is die een wat hulle die graagste by kuier.
En die een wat die meeste moan is wie hulle graag ignoreer. Amen. En dan voel die een wie hulle ignoreer baie sleg. Die kinders is niks vir my nie. Dan moet jy van jouself begin. En begin gee wat jy het is liefde. Nie argumente en teregwys. Meer voete was as kop was. Ons is al hoog kop gewas. Ons sal begin bless raak as hulle kop was. So ons moet mekaar begin lief hê. Gaan alles verander. Begin jouself lief hê, begin ander mense lief hê. En bel 'n ou man, toets dit vandag. Bel as jy wat, ek verlang so na ek's lief vir jou. Hy was besig. Baie dankie. Waardeer hierdie oproep. Bel so 3 ou se dag. En bless hulle nie. En later as hy 10 is dag, dan kom jy in 'n bediening van seën. Ja, mense moet geseën word. Hulle word genoeg uitgetrap. Ons vertrou God vir hierdie week. Onthou, ons is op 'n jaar van skuldlose. Amen. So ons vertrou God om geen skuld te hê nie. Dan dat God vir jou geleenthede skep, transaksies na jou kant toe bring en vra die Here vir die regte transaksies, die regte mense. Liefdevolle Vader, ons dankie dat U 'n Pa is, Here, wat vir ons mag sê Abba, Vader. 'n Pa wat nie net ons lief gehad het van ver af nie, Here, maar wat naby gekom het. Dis so naby, Here, as in Romeine 10 vers 8, Here, dat dit is in ons mond. U woord, U is die woord. Sê in Johannes 1:1, Here, in die begin was die woord was by God, die woord is God. En dis in ons mond vandag. Dis in ons hart, Here. Dis in ons gedagtes, Here. U vat alles oor vermoere. Ek dank U vermoere, Here, dat elke vorm van teleurstelling van ons afval en verdwyn soos mis voor die son. Dankie vermoere, Here, dat skuld wat amper 'n permanente verblyf in ons hart, in ons gedagtes, in ons woorde gekry het. 'n Uitsetbevel vermoere het in Jesus naam. Go from this people in Jesus name. Vader, dat voorspoed in ons kop, in ons gedagtes, in ons hart en in ons wese is, Here. Dat Jesus self, Here, by ons kom bly, Here. Ons het geen tekort, Here. Ons het geen vermoere, Here, geen behoefte, omdat U alles voorsien, Here. En ek dank U dat elkeen wat nog 'n behoefte het, dit vermoere inbring, na die troonkamer van God toe, by wie daar voorsiening en hulp is, Here. Ek sien hierdie plek, Here. Ek sien elke persoon in hierdie plek, Here. Ek sien elke hoof van elke huis. Ek ontsluit vermoere, Here, in genade, met die sleutel van die koninkryk, elke ou se hart van liefde, Here. Dat niemand sal doodgaan en nooit sy liefde gegee het nie. Dat niemand sal doodgaan en nooit sy kreatiwiteit en sy talente ontwikkel het nie, Here. Dat niemand sal doodgaan lank voor sy tyd nie, Here. Maar dat geregtigheid en goedertierenheid, Here, die engele goedheid en guns ons volg, al die dae van ons lewe. En die seëninge ons verbyvat. Ek spreek verhoore, Psalm 23 oor elke ou se lewe hier, Here. Jesus is my herder en ek sal niks kort kom, Here. U lei my na groen my velde toe, Here. U lei my na waterspardes is toe, Here. En Vader, U maak ons hoof vet met olie, ons bekers hoog oor, Here. En ek dank U vermoere, Here, dat U woord soos 'n tweesnydende swaard, midden van been, siel van gees sny. Ons vermoere van die donker af ontkoppel is, Here. Ons vermoere ontkoppel is, Here, van die lande van tekorte af, Here. En ons beweeg na die land toe van meer is genoeg. Dat ons vermoere in die geesruim in die land Kanaan kan inbeweeg, Here. En daai reus het die krag en die bloed van Jesus wat dit reeds oorwin het. Daai oorwinning sal enforce vandag in Jesus naam, Here. Dankie vir die beste dag van ons lewe. Ek seën elke ou wat hier is, Here, elke vrou, Here, in die beste dag van sy lewe. Here, ontmoetings met God. Here, waar hulle stap, waar hulle ry, hulle so bewus sal wees van U, dat U glorie hulle sal oorweldig, Here. In Jesus. Dankie vir elkeen wat spesiaal is vir hulle. Ken ons by ons naam, Here. U weet wanneer ons gebore was, U weet wanneer ons huis toe kom, Here. Dankie vandag, dat daar genade oor ons is, dat U guns op ons is. Here, en ek wil elke ou seën. Johannes 1:16, dat uit U volheid het U vir ons gegee, guns op guns, genade op genade, Here. Geestelike geskenk op geestelike geskenk, Here. En geskenk opgehoop op geskenk. Dis reeds ons oorgelewe. Open ons oë, Here. Dankie die skille van ons oë afval, om te kan sien wat die hoop en die roeping en die heerlikheid is. En die rykdomme, Here, en die geheimenisse van die hemel, deur God die Heilige Gees aan ons te openbaar, Here. En bid dit in Jesus se naam. Amen. 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 Amen.